just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, 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 I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, 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 I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Taking my time on my I die for you, that's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're forming like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, 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 I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, 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 I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Taking my time on my I've been thinking too much. 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 Help me. I've been thinking too much. I've been thinking too much. I've been thinking too much. Help me. I've been thinking too much. I've been thinking too much. I've been thinking too much. Oh, 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 I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, 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 I'm falling, so I'm taking my time. Hallo julle en welkom by ons spesiale episode van F1 in Afrikaans. Ja, dit is season break op die oomblik, so dis maar stil, almal is op vakansie, ons is bietjie af. Ek het lanklaas actually vir Giovanni gesien, so is actually weer lekker om met hom te chat. Yes Giovanni, hoe lyk dit my bra? Lekker jy meneer, ek wil net ekskuus, in advance vir wel vir ons viewers sê jammer dat hierdie episode so laat kom. Ons albei was bietjie af op die knie gewees, ou met siek wees en werk en al daai tipe goeie. So hierdie episode kom weet iewat bietjie laat, maar ek meen ons gesels nou al vir die afgelope week en 'n bietjie om hierdie episode nou te doen. Is net weet jy was siek, ek was siek en weet dan gebeur daai en dan gebeur die. So ek wil net eerstens sê vir die viewers regtig baie jammer van my kant af en van die podcast se kant af. Dit is quite horrible, maar ek is excited vir die podcast man. Ek dink hierdie gaan 'n killertjie wees. Ek meen ons het baie om dit te discuss man. Soveel baie om dit te discuss. Ja, ek moet vir jou sê, hierdie winter in die Kaap het my lekker onder die knie gehad. Maar ja, so finally is ons weer back on track. Giovanni, yes, bro, het nou so baie goed die laaste weke gebeur in F1. Ek wil maar net jou opinie hê van die announcements en die drivers wat nou basies hulle seats gekry het vir volgende jaar, veral Carlos Sainz by Williams. Wat is jou opinie daaroor? Dude, honestly dink ek dit is vir my kind of dis my baie sad move. Ek voel persoonlik dat iemand soos Mercedes en Red Bull nie regtig uit hulle pad het gegaan het om
weet ek om te try om sy signature te kry nie. Ek meen by Williams op die trek wat ons nou hulle sien, ek meen dis nie wat nodig is nie, maar hier is my opinie. So ek het twee separate opinions op die oomblik. Een opinie is ek dink met Carlos Sainz in 'n Williams car kan hy possibly hulle help stoot met die contention van mense soos Kiek Sauber wat obviously changes gaan maak vir 2025 en ek dink ook mense soos die RB Cash App team en ook Alpine. Ek meen dit is maar die drie contenders wat hulle moet maar probeer verbyvat en ek dink die feit dat hulle Carlos Sainz gesign het en nou 'n decent signature gekry het, sover ek weet is dit 'n 2 jaar signature. Ek meen dis alright, I guess, maar ek het eendag met 'n ou gepraat, 'n ander pel van my en hy het vir my gesê soos hy persoonlik dink dis waar jy gaan om jou carrière maar te end, jy weet. Ons kyk ook natuurlik na Audi wat inkom. Die ding is net nee, dit is soos daar's major talks byvoorbeeld van Audi wat Carlos Sainz se signature soek. En ek meen is hierdie dalk nou net 'n stand om 'n seat te hê eenvoudig. Ek meen ek's 'n baie groot Carlos Sainz fan. Ek voel hierdie is 'n major stand om net 2 jaar in 'n seat te kan wees. Eindig 2026, sê begin van 2027 dan gaan hy Audi toe. So hy gaan high hopes essentially sit by Williams vir 2 jaar en dan gaan hulle in anyways moet kyk om iemand anders in daai seat te kry. Ek dink persoonlik Williams kon dalk 'n signing gemaak het soos Antonelli vir 'n safety signing miskien. Maar ek vind dit is tough. Carlos Sainz vir Williams, ek is soos 'n 50-50. Ek is genuinely 'n 50-50. Ek dink dit is 'n major stand sodat hy net 'n seat kan hê. Ek dink persoonlik hy kon miskien 'n jaar uitgesit in 2025 season en miskien 2026 ingeklim het in 'n Audi seat en gesê het like right, dis 'n nuwe contenders op die grid, jy weet. Ek weet nie, ek dink dis tough choice. Dis 'n goeie signing vir Williams natuurlik. Soos ek meen come on, Carlos Sainz man, daai ek sê nou hy is soos vir my 'n 8/10 as 'n mens hom op 'n skaal moes gaan sit. So dis 'n goeie signing. Ek dink hy gaan baie goeie punte inbring, maar ek kan hom nie sien compete vir ek sou sê die top 5 nie. Ek dink dit gaan verskriklik moeilik wees vir die top 5. Ja, dit was nogal snaaks toe ek het gehoor het en toe sê ek soos okay, ek tog Bottas gaan daartoe. En ja, ek dink ook dis 'n publicity stand. Ek weet nie die feit dat hy so lank gevat het om 'n announcement te maak oor sy seat en te sê ja, hy kyk wat is die beste opsie vir hom. Tegnies sou ek sê dis maar net 'n quick buck want Williams is 'n rykspan. Dit is nie 'n span wat sê nou maar die top 5 soos jy gesê het gaan wees, top 4, top 3. So ek gee die ou se moeilike een. As ek hy was sou ek Alpine toe gegaan het. Ek meen hulle kry volgende jaar 'n nuwe hele overall reisingenieurs en basies 'n hele nuwe span. So ek weet nie hoekom en ek weet Pierre Gasly is 'n baie goeie drywer wat ook baie punte vir die span gaan inbring. So ja, ek stem saam met jou. Maar wat ek dink gaan gebeur is Sargent gaan sy seat die jaar basies sê nou maar by Italia so gaan hy verloor en dan gaan Antonelli oorvat tot die einde van die season en dan gaan Antonelli Mercedes toe. So ek weet nie wat dink jy van daai movie, maar ja, ek moet vir jou sê ek dink Antonelli hy is definitief 'n future champion. Net soos by Astri. So ja, wat dink jy? Sargent wat sy seat verloor, dink ek dit is die ding is net ek dink persoonlik hulle moet vir Sargent net eenvoudig nog steeds inhou in die Williams seat. Die afgelope ek sou sê ek meen
Spa, Angaro. Ek meen hy het nie te bad perform nie. Ek meen die kar is nie waar dit moet wees nie. Ek dink jy kyk nog steeds na weet iemand wat van F2 af ingekom het na weet F1 toe en jy sit hom in 'n seat wat essentially quadruple die pace het van 'n F2 seat. So ek dink daar's nog steeds verskriklik baie nerves wat ingekom het. Maar ek dink nie dit moet 'n case wees dat Sargent fisies sy seat verloor nie. Ek dink hy het sy seat behou. Daar is dalk wel die ding is as jy nou gaan kyk na social media byvoorbeeld wat ek nie heeltemal wil trust nie, maar ek hoop actually dit gebeur dat iemand soos Antonelli actually die seat sal kry by Mercedes vir die 2025 season en miskien tot en met sê 2027, sê 'n 2 jaar kontrak vir essentially 'n ouetjie wat nou 18 jaar oud is, potentially 'n future world champion kan wees. Dis net moeilik. Soos die feit dat Sainz so lank gewag het om die announcement te maak is hens hoekom ek sê dis my kind of soos 'n publicity stunt. Dis my major. Daar was talks geweest dat hy in talks was met Alpine, daar was talks geweest dat hy in talks is met Mercedes, daar was hierdie major sprake geweest dat hy dalk 'n jaar sal afvat. Ek weet daar was talks soos sprake geweest dat daar 'n possibility is dat hy dalk na Kick Sauber toe sal gaan in 2025 en tot langs aan Nico Hülkenberg dat Bottas dalk 'n seat gaan vat by Alpine. Dit is such a horrible ding. Ek sê dit nou reg vir een van die ouens wat ek ken, soos hy is ook 'n baie groot F1 fan. Sê ek vir hom, weet jy wat nee, hierdie is die weirdste silly season wat ons al gesien het in 'n verskriklike lang tyd. Dis 'n silly season wat ons al so lank op edge het. En jy sit elke naweek, jy sê soos like, okay, maar gaan julle dit nou announce? As hulle soos like nee, volgende naweek. Dan kom volgende naweek as dit soos okay, maar gaan julle dit nou announce? As dit net gebeur het nie. So dit is moeilik. Ek dink Sargent behou sy seat vir die res van die season. Ek dink hy's 'n third driver miskien vir Alpine. Ek dink hy sal moontlik miskien Alpine toe gaan, miskien 'n third driver daar gaan wees vir 'n klein bietjie. Maar die Albon en Sainz ding, ek dink is not bad. Ek is nie heeltemal happy nie. Ek voel Sainz behoort in 'n aansienlike beter span. Ek meen ek weet ook nie meer ons weet ook nie meer hoe lank gaan Alonso bly nie. Dis die ander ding. Weet retire dalk volgende jaar, maybe. Ek meen, was nog nie sprake daarvan gewees nie. Dit is nou 'n case, weet hy soos wat 42, 43 jaar oud. Hy is die oudste drywer op die grid. So wat is die possibilities dat Alonso miskien Aston Martin los en dan wie ry vir Aston Martin dan? En ek dink dis ook iets wat by baie mense kriep op die oomblik. En dit kriep by my want ek dink ook net soos as Alonso wel môre besluit soos Sebastian Vettel dat hierdie sy werklik sy laaste season kan wees. En dat hy retire. Is dit Bottas wat dalk ingaan daartoe? Weet Pouch hulle dalk een van die groter drywers. Jy sal honestly sal nooit weet nie. En ek dink dis wat baie mense nou soos op edge gesit het veral met die Carlos Sainz ding. Maar vir Williams, dis goed. Sargent hou sy seat. Hulle sal nog die res van die season gee vir hom sê luister, ry dit uit, ons het klaar ons drywer wat ons wil hê. Antonelli sê ek nou ek kan dit definitief 90% sê definitief second driver Mercedes volgende season en hy gaan 'n major change maak aan hy team, major change maak. Ja, ek moet vir sê ek was actually baie kwaad oor die hele Aston Martin storie met hoe hulle die dinge doen op die oomblik. Soos hulle het nou daar sprake dat eintlik Newey Aston Martin toe gaan, dat hulle met Max besig is om te praat vir 'n seat. Dit lyk vir my daar's moeë tension tussen Alonso en Stroll. Hy so one man horse op die oomblik by Aston Martin. So ek weet nie hoe Stroll gaan perform in die tweede helfte van die season nie, want op die oomblik, ek meen kyk waar hulle laas jaar was. Ek meen laas jaar het hulle derde, vierde gelê in die kontrak is en nou is hulle nowhere. Dit is of hulle weer begin het om Formula 1 te ry. So ek hoop, want ek hou baie van Alonso en hy's 'n goeie drywer en ons kort nog iemand in F1 om Max te kompeteer met Hamilton, met Hamilton.
En ek meen ja, ek sal persoonlik sal ek ook vir Stroll uitgehaal het, maar ongelukkig ons weet nou Papa sponsor die span, so it can't happen. Maar ja, ek voel net Carlos Sainz gaan nie perform volgende jaar nie. Ek dink Albon gaan baie, maar die ding is wie's nommer 1 en nommer 2 volgende jaar by Williams. Ek dink Carlos Sainz sal die nommer 1 wees en dan Albon sal in daai kyk want hulle het baie om te proef. Ek bedoel hulle moet die transfer essentially kan justify. Met ek meen hy kry okay, so dis 'n undisclosed salary. Ons weet nie hoeveel hy kry nie. Ek meen daai ou kan werklik 25 of 20 miljoen 'n jaar verdien. Weet, kom ons sê dalk miskien 1.5 miljoen per reis. So hulle moet dit kan justify om te sê, weet, hulle sit hom as die nommer 1 drywer en Albon sal dan obviously so sy wingman wees wat nie die worst thing is nie, because ek meen soos ek sê ek dink dis iets wat Williams al 'n geruime tyd nodig het, is 'n goeie drywer wat in daai seat kan sit. Jy kyk na Albon wat al by Red Bull was. Ek meen hy is by Williams al 'n geruime tyd. Hy het 'n contract extension geteken. Ek dink sy kontrak eindig eers 2027 versus jy bring vir Carlos Sainz in wat vir een van die top teams gery het, which is Ferrari. Hy is nie, weet jy het al die races gesien man. Daai ou is nie bang om 'n corner hard te vang nie. Ek gaan kyk Monaco en daai tipe goeders ook as wel. Ek meen hy is nie bang om weet in 'n corner in te gaan lê en te sê weet jy wat as 'n crash ek nie. So hy's nie skrikkerig om die kar tot sy limits te bring nie. Dis net Williams gaan obviously major upgrades vir hom moet begin inbring en vir hom sê luister die rede hoekom ons jou gekoop het is om in daai top tier te beland. Weet kom ons sê in die top 5. En as hulle nie in die top 5 gaan beland nie, ek meen dit is kind of obvious dat jou brein gaan mixed signals gaan begin kry en sê weet hulle maak vir die major beloftes dat Williams gaan weer 'n top 10 wees en weet hulle gaan weer in die top 5 wees en daai tipe goedjies en jou kar perform net nie. Kyk dis dieselfde ek gaan vir jou sê nê, ek praat baie daaroor. Op al ons episodes en ek vra nederig om verskoning dat ek dit so baie sê, maar hierdie is vir my genuine 'n major saak. Dit is my dieselfde soos Daniel Ricciardo. Dit is my presies dieselfde. Hulle het hom ingekry om weet die RB Cash App team, die sister team van Red Bull te laat perform. Maar hulle gee vir mekaar wat nie daai paces kan hardloop nie. Weet hulle gebruik hom as 'n guinea pig met nuwe parts wat hulle insit as hulle besluit om 'n nuwe sidepod in te sit of 'n ander floor of 'n nuwe chassis of 'n nuwe front wing of rear wing is hulle besig om Daniel Ricciardo te gebruik daarvoor en dit kind of tik my ook as wel because jy kyk na 'n ou wat by Red Bull 'n goeie wingman was, maar hy was ook 'n fenominale drywer om 8 races, ek dink hy uit die Red Bull team het hy 6 races gevat of nee, ekskuus, ek dink hy het 6 races gewen by die Red Bull team. Hy het een gevat by Renault, hy het een gevat by McLaren. En dit is major. Jy kyk nog steeds na 'n ou wat verskriklik goed kan wees en dit is dieselfde met Carlos Sainz. Ek dink hulle het hom major beloftes gemaak, die kar gaan fenomenaal wees. Ek persoonlik dink net nie hulle gaan in die top 5 beland in 2025 unless hulle major changes maak, nie net aan hulle staff members of wie ook al by die weet by die wind tunnel sit en die design sit nie, maar ek dink aan staff ook in terme van hulle race ingenieurs, hulle pit crews, hulle gaan major changes moet maak om eintlik om Carlos Sainz te speel. Ek meen kyk soos soos Verstappen ook. Hulle gee vir hom Gianpiero Lambiase wat sy race ingenieur is, wat een van die top race ingenieurs is onder iemand soos Peter Bonington. En jy het Christian Horner wat amazing is by Red Bull. Maar jy kyk ook na die res van die team, die strategists en al daai. Hulle weet net hoe om eintlik kyk, hulle fokus mainly om Verstappen. Nie geplan met Perez nie, maar soos mainly om Verstappen en ek dink Carlos Sainz gaan die posisie van selfs met hom moet gebeur. Gaan 'n case wees, kry die top tier ouens in by Williams om te justify vir die geld wat hulle hom gaan betaal. Want ek kan nou vir jou sê, as hulle sê undisclosed, kan ek jou beloof, hy kry major endorsements vir Williams.
en hy gaan major cash kry per race en ek kan vir jou nou sê hulle gaan vir hom soos 'n race performance bonus ingooi wat sê as jy bo 10de kom, gee ons jou $250,000 dollars of euros of wat ook al. En ek dink dit gaan 'n groot rol speel, nie net in sy mentality nie, maar by Williams self ook om daai force te om actually bo die top in die top 10 te kan ry. Ek praat nie van die teams in top 10 nie, maar om hom at least, ek sou sê in die Constructors Championship ten minste hierso tussen 9 en 10de te kan kry. En ek dink dis by Williams, ek dink dis taaf. Die transfer justify dit nie en ek dink hy gaan okay doen, maar ek dink ook nie hy gaan te great doen nie. Ek dink persoonlik in Constructors Championship vir 2025 is hy, ek sou sê 11de. Ek gaan sit dit op 11de. Ja. Ja. Giovanni, ek het so 'n paar notaatjies gemaak in die week. Want ek meen ons het so lank laas op podcast en ek meen wanneer is die season begin oor 2 weke weer, dan is dit weer back to normal vir my en jou. Maar ek wil net gou 'n paar opinies hoor. So ons is nou in die middel van die seisoen en ek wil by jou hoor, wie is jou top driver die helft tot nou toe? Wie sou jou top driver maak? Ja, dit gaan nie regtig controversial wees nie. Dit gaan soos 'n straight shooter wees en ek gaan sê Lando Norris. Ek dink Lando Norris het nou al so ver homself so goed bewys. Ek meen by die Hungaro in Hungary het hy vir Piastri sy eerste win gegee. By tyd goed op Verstappen se gat gelê en hulle het op mekaar se gatte gelê vir daai tweede en derde plek tot eventueel Verstappen obviously gecrash het met Hamilton. Ek gaan sê Lando Norris. Ek dink hy like die groot ding is die season is nog nie verby nie. Dis die groot ding. Ons is nou in die helfte van die season, ons is wat dan 10 races oor. Of 11 races oor, right? Ja, ek bedoel nou net vir die helfte van die season. Vir die helfte, okay, so vir die helfte van die season gaan ek sê Norris. Hy lyk vir my soos 'n championship contender. Ek persoonlik dink die championship, ek gaan dit nou sê, die championship hierdie jaar gaan nie gevat word deur Max Verstappen nie. Ek dink dit gaan 'n 2021 final wees. Dis Ja, ek moet vir jou sê Chom, ek het nou die dag toe sê ek presies dieselfde ding. Asseblief. Gelukkig is Michael Masi nie daar nie. So en die safety car rule verander. So ja, maar ek hoop dit eindig so want ons het lanklaas so season gehad. En nie dit nie. My top driver van die jaar sover is Piastri. Man, ek dink hy is die volgende big thing na Norris. Hy's definitief 'n future champion. Ek sien hom miskien eendag by Ferrari. So dit is my top driver vir die helfte van die season. Ja, die enigste rede hoekom ek vir jou gaan sê hoekom ek nie Piastri gekies het nie. Okay. En ek weet soveel mense gaan my haat vir 'n klein bietjie. Maar is okay. Ek gaan dit accept as it is. Hy het such a horrible attitude aan hom. Sy attitude is so bad, man. Soos jy wen jou eerste race, alhoewel dit soos georganiseer was deur jou race engineers en al daai tipe goeders. En al wat jy kan sê is, oh yeah, thank you, I do appreciate it, thank you. En daar's geen excitement nie. En even toe hulle gepraat het, was al zero excitement geweest. So ek dink sy attitude is iets wat hom bietjie gaan onderkry en dit is my selfde soos oor Lando Norris. Ek dink Lando Norris is net op die oomblik nou meer convincing om dalk 'n championship te vat alhoewel sy attitude ook nie lekker is nie want hy is ook die next big thing. So ek vat wel Lando Norris want van race 1 af het hy goed perform. Daar was 1 of 2 opsies gewees somewhere along the line wat hy nie so weet 'n 5de of 'n 6de of wat ook al maar ek meen dit is Norris, bad attitude, maar ek like die ou, weet off grid is hy baie nice, on the grid is hy kind of picky. Piastri is my on en off the grid is hy vir my kind of, ek weet nie, bietjie iffy.
En dis die enigste rede hoekom ek hom nie opgesit nie. Ek sou sê Lando Norris is maar die top contender vir my nommer 1, 100%. 100%. Okay. Ja, die een ding wat ek my bietjie moet met jou saam sien is Piastri se attitude. Dit is nie championship attitude op die oomblik. Ek meen hy het nou die dag gepost op Instagram dat hy met 'n gebrekte rug gery. Ek meen wat wou hy nou justify met dit? So ja, dan die volgende een is wie is jou mees surprising drywer tot nou toe? Okay. Wil dit nie sê nie, moet dit sê. Hamilton. Ou Lewis is ek weet nie, ek dink persoonlik hy het weer sy groove bietjie gekry. Hy lyk weer vir my soos die ou Hamilton alhoewel hulle in 'n kar is wat in die begin van die season nie regtig geperform het nie, maar dis asof hy weet alhoewel hy weet hy gaan volgende jaar Ferrari toe, weet hy dat hy nog steeds in daai kar moet sit en actually kan try perform. Ons het hom nou al so 'n bietjie gebash in die vorige episodes, maar ek gaan sê 100% Lewis, hy lyk soos Lewis. Hy try, weet hy druk as much as possible. Jy kan sien ek weet by Spa ook het hy het ouens heeltyd gejaag as much as possible. Maar ons gaan nou praat oor Spa obviously, maar ja, Lewis Hamilton, wie jou nou? Myne sou ek sê is Albon. Hy perform lekker by Williams. Ek meen ek het nou die dag te kyk ek weer die stats. Ek meen in die 2 jaar wat hy nou by Williams is, het hy 'n clean sweep gemaak, race, qualifying, alles. Practice, alles. So ek weet nie of Sargent nie baie swak is nie, maar Albon ry fenomenaal. Ek wens hy het so gery wat hy nou ry toe hy by Red Bull was, want ek dink dan sou hy miskien sy seat kon gehou het by Red Bull. Maar definitief Alex Albon. Die ding is net soos ek gesê het met Sargent, is dit vir my nog steeds 'n case dat hy raai jitter. Dis soos 'n baie groot jitter om in 'n kar te gaan sit en ry wat jy van F2 af kom direk in F1 en ek dink weet hy's nie regtig hy's net in 'n seat ingegooi en gesê like weet kyk vorentoe, ry vorentoe, gaan na jou draaie toe en that's all shit out. Dit is maar 'n case van dat hy nog steeds bietjie ek noem dit daai honeymoon jitters het. So en dit is ek dink dis moeilik om te perform weet hy's al ook 2 jaar daar en dit is moeilik om te perform onder daai pressure en jy het nie 'n cooking clue regtig wat om te doen nie. Dit is intens. So ek meen, imagine hulle gooi my en jou in 'n F1 seat en ons het nog nie so 'n kar geraak nie. Ek beloof jy ons gaan 6 keer gelap wees hom. Ja, nee, ek dan is hy 6 keer, miskien 4 keer. Nee, dit is 6 keer, Paul. Nee, dit is 6 keer. Ek dink nie ons sal times hardloop nie. Ek dink ons sal maar net. Die ding is ek dink ons gaan bang wees om my eerste keer te vat, want ek sê jou as ek in daai 4de keer is, ek weet nie kom ek tot 2de nie, want ja, ek my oogkoördinasie is so goed nie. So Dis fair enough, Paul. Ja. En die mees teleurstellende drywer. Ek dink ons het nou altyd daaroor gepraat, is Sargent. Ek weet nie van jou nie, maar ek dink Sargent, hy laat my so Mazepin dink. Hy moes nooit in F1 gewees het nie. Ek dink net ek sal nie sê guts nie, maar hy het nie hy self-confidence om daai kar te vat en te stoot en like best hy die kar te kry. Hy gly, hy maak stupid foute en ja, dit is my driver, ek weet nie van jou nie. Persoonlik by my, glo dit of nie, is dit ou Pierre Gasly. Ek dink baie mense, veral die Franse mense wat weet hou van F1 en all that, het baie high hopes gehad vir hom en Esteban.
Maar vir my persoonlik is dit Gasly. Ek dink Gasly is op 'n punt van dis asof hy opgegee het al in die begin van die season. Dis nie asof hy regtig enigstens probeer en ek meen hy het nou 'n nuwe kontrak geteken. So imagine, so ons gaan nou weer Gasly sien. Weet dit is vir my is dit tough man. Ek dink Gasly vir my is 'n persoonlik ek meen Sargent kan jy kan hom nie judge nie. Wel jy kan obviously, want ek meen jy word in 'n major seat ingegooi in 'n major rol in, maar dis moeilik om dit te judge. Ek dink jy kyk na Lighty wat eerder as 'n derde drywer moes gaan sit het bo net in 'n F1 kar ingeklim het. En ek dink dit is krities belangrik om dit te onthou. Dit is so tough man. Maak nie saak by watse kar jy gaan inklim. Ek meen Williams ek meen Kiek Sauber byvoorbeeld wat sukkel om punte te skoor. Dit is maar presies dieselfde soos daar. Weet jy kyk na Bottas wat 'n baie goeie driver is, Zhou Guan Yu wat dit glad nie sleg is nie, maar jy gooi iemand net in 'n seat in en jy sê vir hom luister, there you go. Dit is vir iemand om vir iemand 'n toaster te gee, om te sê vuur uit die toaster. En jy het nie 'n klou dat jy die toaster moet afdruk en die brood insit nie. Of wat sit jy eerste in of wat druk jy eerste en al daai tipe goeie. So dis stop. Vir my is dit Gasly. Ek dink Gasly vir my persoonlik het geunderperform. Ek love die kid. Ek's mal oor Pierre. Maar ek dink hy is die een performance wat ek kan sê is baie swak. Is nie vir my goed genoeg nie. It's not great, ja. Ja, nee, ek moet sê ek dink as hy miskien by 'n ander span was sou hy beter gedoen het, maar daai French Lefebvre wat hy in Ocon gehad het, ek dink dit het hulle hele season opgeding is. Ek het nog nooit so twee drywers sien wat mekaar sleg sê en mekaar rap en mekaar op sosiale media tune en dit is ek moet vir jou sê Pierre Gasly dink ek gaan volgende jaar goed doen. Ons weet nog nie wie sy spanmaat is nie. Ek hoop is Mick. Ek weet nie van jou nie. Wie was ek het dan vir gevra ek wil eintlik net seker maak oor, maar hulle het klaar 'n announcement gemaak vir Alpine, is dit nie? Nee, nog nie. Daar's nog niks. Ek het dit actually nog gedop gehou want hulle het testing gedoen met Doan en Dis die ou. Ek vergeet elke keer sy naam, is Jack Doan man. Ek vergeet ek wou nou vir gesê het, soos ek kan nie die ou se naam onthou. Maar ek het amper seker of ons 'n announcement gemaak dat Jack Doan soos possibly Gasly se Nee, nog nie. Maar die ding is net ek dink omdat Flavio Briatore daar is. En soos ek gesê het in die vorige podcast en goed is hy het mos Michael Schumacher, hy was Michael Schumacher se reisingenieur of die team principal. So ek dink hy het 'n soft spot vir Mick en hy wil Mick weer 'n kans gee. Doen laat my aan Sargent dink. Ek dink nog nie hy's reg vir 'n F1 CT. Ek meen hy doen testing wel, maar ek dink hy het nog nie daai confidence om in die kar te klim nie. Ek sou sê gee hom 'n qualifying session en sê vir hom, okay, ek so die posisie en as jy dit kry dan kry jy die seat volgende season, as jy dit nie kry nie dan gee ons vir Mick die season. Want ek sien nie wie anders die season gevat. Ek meen Bottas het nog niks announce nie. So wat die ding is maar Kiek Sauber het ook nog nie hulle tweede drywer announce nie, né? Wel, Kiek Sauber het net vir Nico. En dis dit. Daar is nie sprake van Zhou nie. Daar's nie sprake van Bottas nie. Maar die ding is wat hulle ook sê is dit gebeur so vinnig onder die skerms dat ons as die viewers sit letterlik op ons edge van ons seats om actually te hoor wie is die second driver. En Bottas, daar is again possibly dat Bottas gaan bly, dat Zhou Guan Yu sy seat gaan verloor. Is dit dalk possible dat 'n ander span hom dalk gaan grab? Wat as Alpine hom dalk maybe vat.
dit is dis top. Dit is dis taaf want mens kan praat van Jack Doohan, mens kan praat van Mick Schumacher. Op die einde van die dag besluit hulle nee, dit skroef julle al twee ons vat. 'n Drywer wat nou al 2 jaar in 'n F1 seat kon ry. En ek dink possibly dit is Zhou. Ek dink Zhou Guan Yu is 'n baie groot contender om dalk 'n seat te kan vat en vir dalk 'n Alpine seat te kan vat, ja. Ja, ons gaan maar sien. Weet jy, ek moet vir jou sê, ek like nogals vir Guanzhou Yu. Ek kan nie sy naam lekker uitspreek nie. Maar hy talent gewys die seisoen. En ek meen hoeveel jaar is hy al F1? 4, 3. So ja. Choma, en dan vir die volgende helfte van die season. Wat is jou like is daar enige surprises wat die kykers kan verwag? Wat dink jy gaan gebeur die tweede helfte van die season? Ek meen ons ry nou die season weer begin by Max se home ground en ek dink hy gaan unstoppable wees daar. So ja. Ek dink persoonlik gaan ons sien dat RB Cash App gaan 'n baie groot return maak, major. Ek dink Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo gaan groot changes maak vir die span. Iemand soos Daniel Ricciardo is natuurlik geconfirm vir die res van die season. Niemand weet of hy 'n season weet 'n seat het vir volgende season nie, maar obviously is daar nog steeds die Perez talks. But ek meen baie possible is Perez natuurlik geconfirm vir die res van die season. Ek meen Christian Horner het dit geconfirm dat luister, al wat hulle wil hê is hy moet sy niche weer terugkry en sy way weer begin ry. Maar ek dink die major surprises is iemand soos die RB Cash App team. Ek dink hulle gaan inbring wat hulle moet inbring om te bewys dat hulle nog deel is van die dat hulle 'n groot deel is van die RB of van Red Bull, verstaan. So ek dink dis 'n case van hulle het nou 'n lekker breek. Dit is 'n 3 weke lange breek. Ek dink persoonlik dis genoeg tyd vir hulle om te kind of alles self te kan weer sien en te sê right, as ek terugklim in daai seat is dis net vorentoe. That's all, like bring in points vir die span. En ek meen daar's Daniel Ricciardo, ons sal natuurlik nou daaroor praat in spesifiek, maar Daniel Ricciardo het dan so 'n punt geskor daar in Spa. So ek dink hy bewys homself. Hy's baie decent. Ek dink die kar is nie baie goed vir hom op die oomblik nie. Ek dink die kar haat hom so 'n bietjie meer as wat hy die kar haat. Maar ek dink dit gaan RB Cash App, my vriend. Check die space. Cash App van 100%. Ja. Jana? Wie dink jy gaan daai major surprise inbring in die span? Ek sou sê Alpine, believe it or not. Maar ek hoop ons gaan 'n tight season hê vir al die constructors. Ek dink McLaren en Red Bull gaan basies tot op die laaste ronde gaan ons weet wie die constructors vat. Die Drivers Championship, man, hier kom 'n surprise. Ek dink Hamilton gaan tussen Lando en Max kom en ek hoop ook Ferrari. Laat Carlos op 'n goeie noot uitgaan. Leclerc ja, ek weet nie wat om te sê van die ou. Ek laugh vir Leclerc, maar man, it is hy gaan ongelukkig gaan hy nie. En jy weet dit ook so goed soos ek. Hy gaan nie 'n championship met 'n kar soos met Ferrari se. Hulle het even op die sosiale media gesê,
as Hamilton 'n championship kan wen met Ferrari, gaan dit iets fenomenaal wees, dit gaan iets special wees, dit gaan obviously gaan hy dan Michael se rekord breek. So ek dink ek dink so, ek hoop so dat Adrian Newey Ferrari toe gaan want hulle kort is 2026, hulle kort 'n solid kar. As hy kar weer so gaan wees soos die laaste 4 jaar, gaan ek en jy eers oor 20 jaar van ons soos 50, 60 is span sien weer dominate. So ja, dis oor Ferrari. So ja, ek dink kyk ook vir Hülkenberg. Hy gaan ek dink Haas gaan ook 'n paar shockers uitbring, maar ek dink Lando en Max gaan ook tot die einde van die season beklei vir daai championship. Gelukkig is Massi nie meer daar nie, so dit gaan fair en square wees. En dan ja, Ja, die season, die ding is vir my, dis nog die weerste season wat ek nog gesien het in 'n baie lang tyd. Ek het nie gedink Max gaan so kan kind of perform en ander perform nie. Ek het nie gedink Hamilton gaan weer op die boeke kom nie. Ek het nie gedink iemand soos Lando Norris gaan weet in die run wees vir 'n championship nie. Ek het nie gedink Piastri gaan so goed kan ry nie. Ek meen hy kry ook net podium na podium op die oomblik, which is obviously baie goed vir hom en sy racing. Dis 'n weird, kom ek sê vir so, dis 'n weird season. Ons gaan nou Nederland toe. Nederland is 'n verskriklike taaf baan. Ek meen daai baan is grueling. Ek meen jy kyk na goeie 71 laps. Ons weet nie of daar reën gaan wees nie, want kyk as daar reën is, ons het nou laas season ook gesien, dit is 'n major struggle vir almal behalwe iemand soos Verstappen apparently. En ek dink ons gaan nou oor na die beste gedeelte van die season toe waarby ek meen iets soos Monza kom ook op. Ek meen Ferrari se home ground. So ek dink dit is waar Ferrari hulle self moet ook bewys, maar die unfortunate part is net weet Monza word gesien as die Ferrari course. Weet as jy een keer Monza gewen het, kan jy kan dit nie weer wen nie. Dit is maar 'n course en dit aan daai kant. Monza is die groot course ongelukkig. Ek dink as jy sê Hamilton byvoorbeeld, ek dink nie noodwendig dat Hamilton gaan soos in die top 3 kan kom nie, want ek meen hy's nou weet in 'n fight met Piastri en ek meen George Russell ry baie goed. So ek dink nie hy sal miskien ek dink in die top maybe in die top 3. Nee, hy sal nie in die top 3 kom. Ek dink nog steeds sal wees as ek 'n championship moet vat vir normale championship, drivers championship, sal ek dit gee Norris, Verstappen, Piastri en miskien 4de vir iemand soos Verstappen, en ek dink nie Ferrari sal in die top 5 kom nie. Ek dink Charles Leclerc en Carlos Sainz is al twee ouens wat dit bottle op die oomblik. En ek dink dis sad. Ek dink hulle kort eintlik net 'n nuwe team en 'n nuwe team principle. Ek soek vir soos ek laas keer gesê het, ek soek vir Binotto terug. Ek like vir Binotto. Binotto is awesome, man. Binotto het geweet om daai span in beheer te hou. Hy het geweet wat om die regte strategies te doen. Ja, daar was 'n paar keer wat hulle soos clowns gelyk het, maar ons is after all, ons is maar net human. So ek meen foute gaan partykeer gebeur, maar ek dink hulle kan nie meer met Fred bly nie. Dit is sad. Dit maak ek kan nie 'n Ferrari fan wees en ek sal dit raak nie. Ek kan nie. Dis vir my so odd om te sien dat daai karre so stadig is op 'n stryd. Ek meen in Spa, imagine. Een van die langste stryds wat jy kan kry. So een van die langste stryds. En dit lyk net of hulle soos 'n ou tydse mini ry op daai stryds, en dit is vir my soos 'n joke. Nou, dit was nogals funny om te sien hoe stadig daai Ferraris was by Spa. Ja, dit was soos 'n mini Coopers wat daar gery het. Mr Bean karretjies. Ja, dit is my sad, ou. Dit is my unbelievable om te dink dat hulle een van die top tier teams is.
dit is my ridiculous om dit te weet en hulle kan nie perform soos wat hulle moet nie en ek dink dis een ding wat baie Ferrari fans soos dit maak ons soos heavy negatief man. Soos jy kyk na 'n span wat jy majorly support. Ek meen dis dieselfde soos ons sokker. Ek meen as jou span elke naweek weet gaan verloor of hulle draw of wat ook al, dan begin jy wonder soos jy weet wat gaan aan. En so kom ek sê ek dink in Fred het hulle nie die regte keuses gemaak nie. Ek dink die hele span het hulle nie die regte keuses gemaak nie. Ek dink Charles Leclerc moes gegaan het, ek dink Carlos Sainz moes gebly het. En ja, hulle kan vir Hamilton gekry het, maar ek sou veel eerder gesê het, weet offer eerder vir iemand soos Lando Norris 'n seat. Geef hom dit koop hom uit, geef hom 'n seat en begin weer Ferrari wees instead of wat julle daar agter uithang sommer met die Kick Sauber teams en Williams en stuff en dan is dit net soos like get out. Die julle nooi my, ek raak bored. Dis stupid. Gepraag. Gou nie Ja, so gepraat van die ex-Ferrari baas, ek weet nie of jy weet nie, maar hy gaan Audi toe. Ja, ou Benottoutjie word hy word weer deel van F1 man en dit is my goed. Ek dink hierdie was soos die beste keuse wat Audi kon maak. Ek meen hy sit nou nog, weet Benotto sit nou nog in Italië besig met sy vino en weet om sy wyntjie te maak en so aan en 2 jaar van nou af my vriend, wel minder as 2 jaar van nou af en sien ons hom weer terug op die grid daar met sy brille en sy krulhare. En dit is weet nou net in 'n ander seat, ag in 'n ander shirt. En ek dink dit gaan goed wees vir Audi en ek dink Audi gaan daai contender wees in 2026. Ek's excited om hulle te sien. Alhoewel ek hou nie van die nuwe regulations nie en die nuwe changes nie. Ek hou nie van dat hulle die karre kleiner maak en weet klomp nuwe switches insit en al die en al daai en nou kan hierdie en daai doen. Ek wil nie Transformers kyk nie. Wys my F1 en dis al wat ek wil kan kyk is F1. So what are you guys doing? Like moet my nie upset nie, guys. Come on. Ons is F1 fans al for ages. Ek al F1 fans as ek like high is. So moenie soveel changes maak dat dit begin uncomfortable raak om eintlik nie uncomfortable nie, maar dit raak moeilik om te kyk as jy heeltyd hierdie changes maak. Ek meen raak vir my stupid. Hoekom wil jy nou die kar laat wil lyk soos 'n IndyCar? Dan gaan kyk ek eerder IndyCar en kyk net waar hulle kan links draai en dit gaan presies vir myself te wees. So ja, ek dink Binotto vir Audi. Well done Audi, great signing. Julle het dit nodig. Binotto bring weet los daai vino en kom terug na die grid. Ons mis jou man. Dit is ek dink dis major. Dis major. Niks excited om dit te sien. Kan nie wag nie. Dis ek moet vir jou jy praat nou van IndyCar. Dis een sport wat ek nie kind of get nie. Ek meen hulle gaan so aan as hulle 'n race wen, ek meen hulle ry in sirkels. Basies gaan dit oor wie die meeste trek kan kry. Maar ja, blykbaar gaan Sargent IndyCar toe volgende jaar of NASCAR, so ons gaan maar sien. Voor ons afsluit, wil ek net vir jou vra, dink jy volgende jaar gaan ons enige nuwe locations sien, soos nuwe tracks? So ver ek gesien het is al die tracks wat ons nou het is klaar geconfirm vir volgende jaar. Ek dink nie daar sal nuwe tracks inkom nie. Ek weet daar was sprake gewees van Vietnam. Ek het eintlik gehoop hulle bring Portimao terug en dan soos byvoorbeeld die German Grand Prix ook as wel. Ek meen as hulle ek sou sê as hulle twee nuwe races moet inbring is dit Portimao en ek dink die German Grand Prix. Ek dink dis twee wat ek sal like om weer te sien. En die ding is ook net soos hulle wil wat my kind of okay, kom ek sê vir so, wat my kind of tik van die FIA nê, is die feit dat hulle die season so lank extend. So ek meen hierdie season gaan nou aan tot en met ek dink die 8de Desember of die 5de Desember. Ja, dis lank. Ja, so dit is 'n lang season, maar hulle het hierdie major season break en ons wag altyd tot met Maart maand voordat die season essentially begin. So ek dink persoonlik as hulle die season begin sien maar in Februarie of selfs in Januarie begin,
weet wel begin van die nuwe season, na winter testing en al daai, dan kan hulle weet jy kan 2 of 3 extra races insqueeze net om dit meer fun te maak. Ja, dit is baie punishment op die racers, maar ek meen jy is een van die 20 vir top 20 drivers in die wêreld wat actually gaan F1 race. So jy moet kan perform elke naweek, whether dit nou 25 races is of 30 races is. Ek dink dit is belangrik. Maar ek like Portimao. Dit is daai races vir my majorly exciting. Ek love die German Grand Prix. En ek weet hulle jare terug het hulle soos like Vietnam gery of iets soos dit. So ek sal nie mind as hulle dalk daai races weer terugbring. Natuurlik ook en dan die French Grand Prix. Ek was nogals excited oor die French Grand Prix ook gewees. Ek meen daai baan is net next level quicker. En dit is altyd exciting om te kyk ook as wel as hulle met die French Grand Prix. So ek dink ek hoop die sover ek kon onthou wat ek nog gelees het, is die announcements klaar gemaak vir volgende jaar. So ek dink nie hulle sal enigstens dalk nog extra races inbring. Ek dink hulle is bietjie skrikkerig voor vir die drivers en sulke staf ook as wel. Of hulle moet net eenvoudig so sprint weekends los en dan net soos 2 extra races inbring. Waarby ek dan sal vote vir die French Grand Prix en dan die Portugese Grand Prix of die Portugal Grand Prix in Portimao. Ek dink daai is 2 decent races wat hulle weer kan terugbring 100%. Ek sien nou hierso dat Rwanda ook nou aansoek wil doen vir 'n F1 baan plaas in Suid-Afrika. Hoe is jou opinie daaroor? Ek weet nie. Die ding is dat vir my is dit soos like Suid-Afrika is al lank in question met hierdie. Ek meen hulle sê al lank hulle wil F1 terugbring. Ek meen daar was sprake op 'n stadium dat dit sou terugkom in 2023. Ek weet nie of jy dit kan onthou nie. Maar daar was sprake gewees dat hulle sou terugbring in 2023. Obviously dit het nooit gebeur nie. Daar was talks gewees dat hulle die eerste baan heeltemal moet revamp. Ek meen daar was sprake gewees hierso in Suid-Afrika self dat dit soos 100 miljoen rand sal kos net om die baan heeltemal te revamp en FIA safe te maak en all that. Maar ek kan nie regtig sien soos hoe jy meer kan doen nie. Ek meen op die einde van die dag kyk jy na die average mense wat in hulle Polo Vivos gaan ry op daai trek en hulle steek dit en of jou neighbor hier agter vat sy Ferrari en hy gaan ry om Kyalami. So ek dink nie dit moet 'n case wees dat hulle te heavy in dit insien nie. Ek meen kom ons wees honest nê. Ons albei daai massive crash gesien. Ek dink dit was in 2022 gewees met dingetjie wat vir Haas gery het. En ek meen daar was talks gewees dat dit is FI Romain Grosjean. Ek meen daar was track was safe and all that en een slip en sy kar het essentially in die helfte gebreek en hy was in 4 gesubmerged man. En ek dink 'n mens moenie weet as die baan at least safe is. Solank hy safe is dit in die clear, maar ek dink deur die FIA wat soveel goeders eintlik kan nog onder die thumb het die hele tyd. Ek dink daar jy kyk na Hamilton byvoorbeeld wat gesê het as hy ooit 'n race wil ry is dit Kyalami. En ek meen dit moet ook al vir jou soveel sê dat daai trek is goed genoeg vir 'n F1 race. Ja, daar kan ook extra changes gemaak word. Maar ek meen dis nie suppose om soveel geld 100 miljoen te spandeer net om die trek safe te maak nie in Rwanda. Ek weet nie niks teen Rwanda nie. Ek was nog nooit daar nie. Ek weet nie hoe lyk Rwanda nie. As hulle dit kan doen, by all means, soos absolutely go for it. Ek dink dit sal goed wees vir kyk, kom ek sê so, né? Ek en jy bly in Suid-Afrika. Rwanda is ons het net 'n paspoort nodig en 'n vliegtuig en ons kan Rwanda toe gaan en ons kan F1 gaan kyk. Dit gaan ons nie duisende rande kos om actually die reis te gaan kyk nie. Jy hoef nie Europa toe te vlieg of Amerika toe te vlieg of Asië toe te vlieg of wat ook al nie. Rwanda is regtig nie so ver dat jy kan sê okay, dit gaan jou honderde duisende rande kos. So obviously sal ek excited wees as dit gebeur. As hulle dit actually reg kry met miskien dat dalk met in 2030 maybe sê 'n goeie 6 jaar wagperiode, which is not that bad, want dit gee jou genoeg tyd om alles
in plek te kry. Maar ek dink met dit gepaard dink ek hulle kan Kyle Lamy net sowel in daai tyd kan hulle ook sê okay, right, gee 2 jaar van nou af, kom ons sê teen 2026, 2027 is Kyle Lamy reg. Dit is 'n great track om te sien te ry. Ek meen dis 'n difficult track. Ek meen ek en jy wat al dit wat sim racing doen ook as wel. Ek meen jy kan ook sê dat Kyle Lamy is so much fun om te ry even net in sim racing. So imagine met 'n F1 wat daai G-forces kan trek, die braking zones wat amazing is, daai lang stryd ook as wel. Ek dink dis necessary. Ek dink hulle moet Suid-Afrika toe kom 100%. So as ek weet nie baie meer ek sê so. Weer FIA gaan nou nie ons video kyk. Maar FIA, as julle my kan hoor en julle verstaan nie Afrikaans nie, activate die translate dingetjie aan die onderkant op YouTube, right? Activate dit. Bring F1 Suid-Afrika toe. Dis needed, dis awesome. Ek meen, jy het 'n great track wat jy kan utilize. Ja, dit gaan baie geld kos, maar bring F1 SA toe. Ons almal is actually excited om so iets te kan sien. Vir die average persoon wat dit dalk nie kan bekostig om R30,000 te spandeer net om Europa toe te gaan vir 'n reis nie. Ek meen, ek sal my R10,000 spandeer vir 'n kaartjie as ek in die pit lanes kan gaan sit op 'n practice en 'n qualifying en met die reis. So bring dit Suid-Afrika toe. Dit is baie much needed. Baie needed. Op daai ernstige noot, wil ek vir jou sê baie dankie vir die podcast. Dit was nou awesome. Vir ons kykers daar buite, die F1 season is back on track volgende naweek die 28ste en dan is dit die 23ste, dan is dit back to normal. Hulle ry in Holland. Daarna daai reis sal ek en Giovanni weer terug wees en vir julle weer soos normaalweg julle die episode shoot en goed. Ja, nog dankie aan ons sponsors Mweza Transport. Gaan check hulle bietjie uit op Facebook en hulle webblad. Hulle is in die Kaap, maar hulle doen logistiek oor die land. En dan F1 Paddock Viewing, ons doen events coordination saam met hulle, waar hulle events hosting doen by Double Dutch in Pretoria en dan by Tigers Milk in Bedford View, Johannesburg. So, Choma, weer eens baie dankie. Ja, ek kan nie wag vir die tweede helfte van die seisoen nie. Ek dink dit gaan awesome wees. Daar gaan surprises wees. Hopelijk is daar nie crashes waar drivers moet vervang word soos laas jaar nie. Maar ek hoop nog hulle gaan Alpine se seat en Mercedes se seat kan announce voor volgende week. So hopefully het ons daai info voor die tweede helfte van die season begin. Maar Shop my brother, dankie vir die podcast. Ek sien jou oor 2 weke. George. Lekker dag.